ons sit net so en dan bid ons saam. Onse hemelse Vader, almagtige God, Here, baie dankie vir hierdie mooi en wonderlike herfsoggend wat U vir ons gegee het. 'n Sondagoggend waar ons weer by mekaar kan kom, om te weet, en ons weet, ons vier die Sabbatdag op 'n Sondag, want dit is die opstandingsdag. En Here, ons weet hoeveel dit vir ons as kinders van die Here beteken. Here, waar ons ook nou uit die woord van die Here gaan lees, die ewige woord van God, vra ons dat U ons harte sal open. Dat ons, dit wat ons hoor, al is dit nie vir ons nuut nie, maar deur die krag van God se Gees nuwe diepte sal kry. Dinge waar ons sal nadink, wat ons sal deurdink. Here, ons bid vir U, vir die ontsaglike groot opoffering wat U gemaak het, die dankoffer, die bloed aan die kruis, en dat ons hierdie komende week aan U die lof sal gee, dat ons mekaar en onsself gedurig sal herinner, die week wat voorgelê het. Ten spyte daarvan het ons Here Jesus nog in nederigheid uitgereik, mense gesond gemaak, in liefde aangespreek. Here, ons dink en ons bid vir die mense in ons land, die uitdagings wat daar is, dinge wat gebeur. Ons weet dat niks ons sal oorkom sonder dat U daarvan weet nie. En ons vra daarom, Here, dat U van ons die wysheid en insig sal gee om as ligdraers te leef in ons land, ten spyte van dit wat gebeur. Ons is dankbaar vir U groot genade, U troue sorg en liefde. Wees U met elkeen in die gemeente, wees ook met elkeen wat op die kampus en ook die leraar, Dominee Reinand, dat U hom ook sal lei en die insig gee. Ons loof en prys die Here vir hierdie dag. En ons bid en ons vra dit alles in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus, wat alreeds die dood oorwin het. Amen. Geliefdes, ons leesgedeelte vanmôre is Matteus 21, verse 1 tot 11. Ons teksvers sal wees Matteus 21, vers 5. Matteus 21, verse 1 tot 11, en dan ons teksvers, vers 5. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur, en hy het vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sal word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ek hou vir u weer voor, vers 5, sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier. Dan net wat ons moet noem in een van die ander vertalings,
waar daar in ons 83 vertaling gesê word, prys die seun van Dawid, sê hulle Hosanna. En ons sal net nou daaraan aandag gee. Geliefde broers en susters, dis April en gebruiklik vier ons met die opbou van Vrydag se Paasfees, Palm Sondag. Dit is die Sondag voor Jesus gekruisig sou word. Johannes 12 vers 3 leer ons, hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep. Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. En ook uitgeroep die koning van Israel. Einste Jesus, wat in 'n stal gebore is, word koninklik ontvang. Jesus van Nasaret, soos hy ook geken is. Daar was ook nie eintlik, daar's eintlik maar neergekyk op Nasaret. Johannes 1 vers 46 leer ons, waar een sê, kan daar enige iets goed van Nasaret afkom? Oor die algemeen het die Jode neergesien op Nasaret, omdat daar 'n Romeinse garnisoen was. Die Jode het die Romeine gehaat, omdat hulle deur die Romeine onderdruk was. Juis was dit die koning wat die Jode verwag het. 'n Koning wat hulle moes kom red uit die mag van die Romeine. En daarom sing hulle Matteus 21 vers 9, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Die Jode het weer 'n koning verwag, soos koning Dawid, wat die glorie van ouds van Israel weer sou terugbring. Maar ons teksvers leer eerder dat die skrif vervul moes word, maar terug by die intog van Jerusalem. Dit was 'n nederige inkoms. Hierdie was die laaste week van Jesus se lydensweg op aarde. Ons moet onthou dat sy hele lewe op aarde 'n lyding was, maar veral die laaste week en ook aan die kruis. Nou kom ons dink vir 'n oomblik waar die koning van alle konings gebore is of vandaan kom. Bethlehem in 'n stal. Ons kry gewoonlik hierdie idilliese prentjies van Jesus in die stal. Bokkies wat daar staan, skape. Geliefdes, bokke mis in 'n stal. Jesus is in 'n voer- of drinkkrib neergelê. Die koning van alle konings is deur die wil van God op die regte tyd nederig die wêreld ingestuur. En nie in die mooi stad Jerusalem nie, maar Bethlehem. Daar word ook mooi voorspel deur die profeet Micha in sy boek Micha 5 vers 1. En dit was honderde jare reeds voorspel. En so moes dit ook vervul gewees het, wat herhaal word in Matteus 2 vers 6. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Nou die woordjie vervul het 'n besonderse betekenis vir ons as gelowiges. Dit beteken, dit moet so gebeur, of volmaak, voltooi. Terwyl Jesus weet van sy kruisiging, gaan hy doelgerig aan, maar met 'n besonderse deernis. Juis net voor die intog, weet Jesus hy gaan gekruisig word. Hy maak blindes gesond. 2 van sy disippels, wat ewe windvermakerig na Jesus toe kom, vra in die vorige hoofstuk, of hulle aan die linker en die regterkant van Jesus kan sit. Hy gaan mos nou koning word. Hulle moet ook 'n plek hê, 'n plek van die eer. Jesus berusp hulle egter, deur te sê, dat dit slegs die Vader is, wat daarvoor sal besluit. Maar juis leer Jesus, dat hy gekom het, om te dien. Dien, ons ken mos daar die woordjie, Matteus 20:28, wat Jesus spesifiek gesê het oor dien. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ons Here, gefokus op wat nog voor lê. En hoe kom ons koning van alle konings Jerusalem binne? Op die vel van 'n pakdier, 'n hingsvul. Die direkte Afrikaanse vertaling vertaal hy is sagmoedig.
Ons leesgedeelte in ons teksvers, Matteus 21 vers 5. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Die woordjie Sion is belangrik en so lekker om te verstaan. Dit kom oor die 150 keer voor in die Bybel. Nou letterlik beteken dit vesting. Dis die eerste keer gebruik in 2 Samuel 5 vers 7. En tog het Dawid die Sion vesting ingeneem. Dit natuurlik verwys na Jerusalem, die Dawidstad, die aardse stad, maar ook verskeie kere in die Ou en die Nuwe Testament as die geestelike tuiste van God. Eerder God se gekose plek vir sy mense. Dus die woordjie Sion in die Ou Testament was die volk van God, Jerusalem en die omgewing. In die Nuwe Testament kry die woordjie Sion egter 'n Christelike betekenis. God se geestelike koninkryk. Ons dink daaraan aan die nuwe Jerusalem. Petrus praat van Jesus as die hoeksteen van Sion. 1 Petrus 2 vers 6. En ons nou dink en ek verstaan die hele kerk se tema, die koninkryk nou. Ons sien nou al uit na die nuwe Jerusalem. En dan kan ons weer terugdink, as 'n mens die Ou Testament altyd moet saamvat. Die Christuslyn getrou gevolg van Adam en Eva, Abraham, Isak en Jakob. En later vanuit die stam van Juda. Dawid was mos ook uit die stam van Juda en deel van Jesus se voorgeslag, wat al reeds voorspel is in die Ou Testament. Maar wat doen die Jode toe Jesus in Jerusalem kom? Hulle soek mos hierdie koning wat hulle gaan verlos. Disippels sê, hulle wil graag sit aan die linker en regterkant. Wat doen die Jode? Hulle roep uit wat vervul moes word, volmaak, voltooi moes word, wat eeue tevore al reeds voorspel is. Hosanna vir die seun van Dawid. Letterlik beteken Hosanna, verlos ons tog. Maar eintlik dink die Jode nog net aan hulle eie behoeftes. Jesus het egter agtergekom en gesê, hy is daar om die wêreld te verlos, die gewillige lam. Nou baie interessant, die beste lammers het juis gekom uit die streek van Bethlehem. Nou ons weet lammers is gebruik om te offer en juis moes hierdie lammers gekeur word dat hulle geen gebrek het nie. Wat is hier gebeur is tweeledig, want onthou die skrif het ook voorspel vanuit die Ou Testament dat ons verlosser, ons heiland, die lam van God geen gebrek moes hê nie. Maar hy is ook gekeur deur mense. Eerstens die volk keer hom goed en tweedens die priesters ook. Want in die volgende paar verse lees ons ook van die reiniging van die tempel op dieselfde dag in Markus 11:8. Oor hierdie selfde gedeelte word geleer dat die priesterhoofde 'n rede gesoek het om hom om die lewe te bring. Eintlik om te offer, sonder dat hulle dit geweet het. Letterlik was dit die lam wat geoffer moes word, gekeur deur beide die volk en die fariseërs. En interessant genoeg, om redes wat hulle self nie verstaan het nie. God is tog in beheer. God het ook die tyd bepaal, want die profesie moes vervul word. Net in ons leesgedeelte is daar 2 vervulde profesieë. Vers 4 praat van, dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul moes word. En vers 9, prys hom wat in die naam van die Here kom. Dis 'n aanhaling uit Psalm 118:26. Maar ons weet tog, die skare soek hulle eie belang. En so ook sien ons, juist dieselfde skare 'n paar dae later. Sekerlik ook dieselfde lot wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Inderdaad het hulle 'n koning verwag, maar beslis nie een aan die kruis nie. Hulle het werklik misgetas, maar die skare was nie die enigstes wat misgetas het nie.
hartseer genoeg, selfs die disippels. Die disippels was net soos die volk ook nog nie heeltemal ingelig nie. Het dit nog nie verstaan nie. Hulle het ook 'n ander koning verwag. Omdat God dit nog nie ten volle aan hulle geopenbaar het nie. Selfs na die kruisgebeure, net voor Jesus se hemelvaart, moes Jesus hulle die diepte betekenis leer. En hier kry ons daardie besonderse vers in Lukas 24 vers 44. Dit was as ons die gedeelte lees waar Jesus en sy disippels opgaan na die berg toe, net voor die hemelvaart. Dan sê Jesus, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gegee het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. En hier gebeur iets wonderlik besonders. Vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Nou komende Vrydag, met Goeie Vrydag, weet ons daar gaan honderde, 10 duisende en ook die gemeente weer die nagmaal gebruik. Juis ook gee Jesus ons die sakramente om ons verstand te open, te laat verstaan dat hy die lam is wat in ons plek geoffer is. Ons is deur die bloed van Christus as gevolg van ons sondes skoon gewas. Ja, die evangelie leer ons werklik dit wat ons koning en dit wat ons ook bely. Ons kan sê, kyk, ons koning kom weer. En iets waarna ek en jy as kinders van God werklik kan uitsien. Het jy al gedink dat baie mense benoud en bekommerd is oor die wederkoms? Nee, ons is kinders van die Here. Ons is sy erfgename. Ons sien uit na hierdie wonderlike wederkoms van Jesus. Die wederkoms van Jesus wat weer sal kom. Maar die slag in eer en heerlikheid, en die slag sal elke knie vir hom buig. Ja, die koning van alle konings het al reeds gekom om vir ons sondes te sterf. En daardeur kry ons die oorwinning. Die tweede laaste vers in die woord van God in Openbaring leer ons, kyk, hy kom gou. Maar geliefdes, tot dan het ons die troos en vreugde dat ons niks ooit uit die hand en liefde van God kan skei nie. Niks kan ons van God skei nie. Daarom ontvang ons ook die doop en die nagmaal om ons te herinner, ons is verlos, om ons weer in die geloof te versterk. Ons kan werklik uitroep, Hosanna, met die verskil van, ons is alreeds verlos. Prys die Here, want hy het gekom. Die belofte van God is reeds vervul. Daarom daai mooi belangrikheid van julle tema. Die koninkryk van God nou. Dis volmaak voltooi. Maar totdat hy weer kom, geliefdes, leef ons in die troos van Jesus wat alreeds die dood oorwin het. En ons het deel aan daardie oorwinning. Elke dag van ons lewe. Laat ons altyd onthou, wat het die wêreld totaal verander? Wat is die belangrikste week in wêreldgeskiedenis? Hierdie Paastyd, die belangrikste datum en tyd vir die Christelike kalender. Jesus wat die belofte volmaak voltooi het, sodat ek en jy deel kan wees van daardie kosbare, ware groot oorwinningstog. Die oorwinningstog van elke dag in die geloof lewe. Ons leef in ware oorwinning. Ons kan uitroep, ons is verlos. Ons kan getroos word, ons koning kom. Amen.